te wees. Mense, ek sien my chocolate lê nou nie vandag hier nie, so ek het baie groot hoop dat julle nie die antwoord gaan kry van die vraag wat ek gaan vra nie. Nou hoe kyk julle my aan? Nou ek wil die naam van die profeet weet, reg? Waarvan hy gegaan het om 'n boodskap vir 'n koning te gee, en hy nie geluister het nie, en hy teruggedraai het van sy weg, en toe sy deur 'n leeu doodgemaak, maar hy's nie opgeëet nie, deur die leeu nie. En hy het saam met die donkie gestaan, ja, toe op sy donkie gery. So ek sou daardie profeet se naam, Karen nie Krip Notes nie, wie het vir my 'n naam? Kom nou, dis 'n baie maklike vraag, dis regtig nie 'n baie moeilike vraag nie, wie het vir my 'n naam op hom? Kyk hoe in gedagte is ons, baie lekker, ne? So die een wat die vraag het, nee, is nie Elia nie. Nee, is nie Elia nie. Die Here het vir die profeet opdrag gegee om vir die koning 'n boodskap te gee. Die koning was ongehoorsaam, hy kon sy hand nie weer terugtrek nie, en hy het gevra, bid vir my. Die profeet het vir hom gebid, hy het sy hand teruggetrek, maar hy's mislei deur 'n ander profeet, en hy het 'n ander roete gevolg wat hy nie moes volg nie, en hy's deur 'n leeu doodgemaak. Ek soek sy naam. Nou kyk julle my so interessant, ne? Julle tot die einde van los daar die, ek sien, hoe gaan hy na daai saak toe? Ja, nee, dis 'n konings, jy's doodreg. Jy's doodreg, en dis 'n spesifieke hoofstuk ook, en dis net in daai hoofstuk wat jy die antwoord gaan kry. Nee, ons almal ken die storie, maar ek soek die profeet se naam. Amen. Wil jy 'n vraag vra, Karen? Die vloer is jou nou, baie dankie. Mense, ek wil vandag oor 'n baie belangrike gedeelte gesels. Iets wat ons as kinders van God bitter baie nalat. Ons sê ons doen dit, maar ons doen dit nie met opregtheid nie. En in die hele evangelie, alles wat in die kruis plaasvind, draai rondom hierdie woord. En daardie woord het 'n klein, nie baie groot woord nie, maar het so diep betekenis. En daardie woord is vergifnis. Vergifnis. Ons besef nie hoe kragtig daardie woord is nie. Vergifnis is nie 'n woord wat ek en jy gebruik in ons woordeskat baie keer nie, want ons is mos 'n trotse nasie, ons is mos 'n trotse mens, ons is manne geleer, jy sê nie jammer nie, jy vra nie om verskoning nie, en tog is hierdie woord soveel krag. En weet wat, daardie woord is die heel eerste woord wat die Here gebruik toe hy aan die kruis gehang het. Sy eerste kruiswoord. Dis hoe belangrik hierdie woord is. Want jy sien, as die Here nie die woord vergifnis gebruik het nie, kon hy nie die dood namens my en jou oorwin het nie. Daardie woord is die sleutel tot God se koninkryk. En ons gebruik hom nie. God vergewe mense wat skuldig is aan hulle oortredinge. Omdat hy mense lief het en genadelik teenoor ons optree. Hoekom het Jesus aan die kruis gehang? Hoekom? Daar was 'n muur tussen ons en God. Daar's te veel bloed gevloei deur diere. En nog steeds het ons vergewe en vergeet om vir God om vergifnis vir ons oortredinge te vra. Ons het net aangehou. Dit is so ronde bal wat die heeltyd hardloop. Die mens vra om vergifnis, maar hy hou nie op nie. En hy gaan aan en hy gaan aan. En daardie siklus moet in ons lewe gebreek word. En daardie siklus is gebreek deur die naam Christus Jesus. Maar ons glo nie meer
aan die kruisdood nie. Ons herdenk nie meer die kruis nie. Vir ons het dit 'n vakansiedag geword. Maar ons besef nie die belangrikheid van daardie woord nie. Hy sê, ek is die Here, ek is die barmhartige, genadige God, lankmoedig, liefdevol en trou. Ek betoon my liefde aan geslag en geslagte. Dis God hier wat dit self praat. Hoe het hy sy liefde aan ons as mens bewys? Deur sy seun te gee, as die volmaakte offer, wat namens my en jou om vergifnis kom vra het vir ons sonde. Nie sy sonde nie, ons sonde. Weet jy wat is die groot probleem? En ek wil dit vandag vir jou sê. As jy nie om vergifnis vra nie, dink jy is beter as God, want jy is hoogmoedig. Hy het vlekkeloos. Hy het nie sonde gehad nie. Maar hy was bereid om namens my en jou vir God die Vader te sê, vergewe hulle. No strings attached. Vergewe vir Gert. Vergewe elkeen wat hier sit, want Gert kan homself nie red nie. Ek het 'n verlosser nodig. En hy was bereid om na kruis te gaan hang vir my en jou. Die grootste gebed van vergifnis vind ons aan die kruis. Weet jy wat? Ek dink God het die grootste reg gehad om op daai oomblik wraak uit te spreek. Jy moet nou baie mooi in gedagte neem waarom ek dit sê. Hy is gevange geneem. Hy is valslik beskuldig. Hy is gegeesel. Hulle sê dat jy tot sy longe kon sien in die agterkant van sy rug. Hulle het vir hom 'n doring gegee, doringkroon, en op sy kop ingeslaan. So ingedruk. En hulle het vir hom 'n kruis gegee, 'n balk wat hy moes dra. Het jy besef, daardie balk het oor sy skouer gelê, en dit het daai dorings nog dieper en dieper in sy skuld ingedruk. Elke keer wat hy loop, druk daai dorings dieper. En daardie gewig, sonder skoene, dit was die mooi highway, teelvloere waarop hy geloop het nie. Daar was skerp klippies. Tot waar hy punt kom en hy nie meer kon nie. En 'n mens het daardie kruis verder gedra tot by Golgotha. En dan moet jy besef, hulle is daar neergegooi deur die soldate en die kruis is aan mekaar gesit. Hy is op daardie kruis neergegooi. En hulle het spykers so deur hom gekap. Terwyl daar die skare skree, kruisig hom, gaan daar gille van pyn deur daardie skade. Gille van redding vir my en jou. En toe hulle daardie houtkruis so optel, het sy liggaam so uit mekaar het begin skeer, soos hy gehang het. En daar het gille met dit gepaard gegaan, van pyn, wat vir my en jou redding bewerkstellig het. En nou moet jy kyk, hier hang Jesus aan hierdie houtkruis, en hy kyk so af na die skade, en hy sien hy wreedheid. Hy sien hoe hulle hom haat, hoe hulle skree kruisig hom, hoe hulle hom vervloek. Maar in plaas van oë met wraak, haat, onmoed, kyk hy af met oë van liefde. En die eerste kruiswoord wat hy gebruik is, Vader, vergewe hulle. Ten spyte van sy eie omstandighede,
sy eie swaar kry, sy eie pyn, sy eie wanhoop. Kyk na die wêreld se wanhoop, die wêreld se pyn, die wêreld se verlatenheid. En hy spreek woorde van redding vir my en jou. Vader, vergewe hulle. Kom ons lees Lukas 23 vanaf vers 33. Toe hy by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar gekruisig, so ook die misdadigers, een aan sy regterhand, een aan sy linkerhand. Toe sê Jesus, ek wil jy met hierdie woorde in jou woord onderstreep, want elke keer wanneer jy iets teen iemand het, wanneer jy voel jy kan nie, die lewe druk, dan moet jy weet jy het 'n redder. Iemand wat vir jou omgee, iemand wat vir jou lief is. En hy sê hierdie woorde. Toe sê Jesus, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy boklere verdeel, deur daaroor te loot. Die volk het gestaan en toe kyk. Die volksleiers het aangehou om smalend te sê, ander het hy gered, laat hy homself red, as hy die Christus van God is, die uitverkorene is. Ook die soldate het met hom die spot gedryf, terwyl hulle nader staan en vir hom suurwyn aangebied het, met die woorde, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Bokant hom was daar ook 'n opskrif, hy is die koning van die Jode. Ek wil vandag vir jou vra, wie is jy in daardie skade? Wie is jy in daardie verhaal? Is jy dalk die een wat spot en dryf met jou leefwyse om te sê, as jy die koning is, red jouself? Want ons glo nie meer in die verlossingsdaad van Christus Jesus nie. Ons glo nie meer aan die woorde van Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het geweet, die redding van sondaars lê in die vergifnis van sonde. Hy het geweet, om Gert te red, moet hy Gert se sonde vryspreek aan die kruis. Wat die Here gedoen het. Johannes 3 vers 16, want so lief het God wie gehad, Gert, sit jou eie naam daarin, vir Gert, sodat hy sy seun gestuur het, om vir sy sonde, Gert se sonde, aan die kruis te betaal. Al wat ek moet doen, is om te glo in die naam bo alle name, wat my kom loskoop het, met sy bloed. Maar ons lewe, asof dit nie plaasgevind het nie. Ons lewe, asof die sondeband ons nog vashou. Asof daar die prys nie betaal is nie. Wanneer gaan 'n kind van God weer opnuut teruggaan en met 'n dankbare hart onder daardie kruis gaan staan om te sê, Vader, dankie. Jesus, dankie dat U my losgekoop het. Dat U my vergewe het vir my oortredinge. C.L. Lewis het die volgende geskryf met 'n gesprek tussen God en Satan. En hy vra die vraag, Satan, waarom is daar soveel sondaars in die hemel? Het Satan aan God gevra. Ek het een keer gesondig en U het my uitgewerp. God antwoord, het jy al ooit berou gehad? Het jy al ooit om vergifnis gevra? Vandag staan die Here by ons. Hy het sy seun vir ons gegee. En sy seun het namens ons om vergifnis gevra. En ek dink God vra vir ons, hoekom glo jy nie?
Hoekom lewe jy asof jou skuld nie betaal is nie? Daar's soveel mense wat glo, ek kan nie gered word nie, ek het te veel sonde. Ek wil vir jou sê, die sonde van die ganse mensdom was op Jesus gewees. En hy het ons kom red deur te sê, Vader, vergewe hulle. Waarom is vergifnis vir my en jou belangrik? En ek gaan 'n paar punte aanhaal. Dit is 'n weerspieëling van God se karakter. Wanneer ek en jy vergifnis toepas aan iemand vryspreek, is dit 'n weerspieëling van wie God is, want God het deur sy seun Christus Jesus vir ons redding gegee, verlossing gegee. Hy het hoop gebring, 'n nuwe lewe, 'n nuwe skepping. Wanneer jy iemand nie vryspreek nie, hou jy hom bind, kan hy nie vry wees in Christus nie. Maar wanneer jy kom, jy sê van Boeta, weet jy wat? Ongeag of ek verkeerd was of jy verkeerd was, ek vra om vergifnis. Weerspieël jy God se karakter? Hy was vlekkeloos, geen sonde nie, maar hy was die minste, en hy het gaan vryspraak vra vir my sonde by God. Dis 'n weerspieëling van God se karakter. Navolging van God. Christene word geroep om God se karakter na te volg, insluitend die vrywilligheid van vergifnis. Ons wil tog so vashou in dit, né? Ons wil tog so vashou in dit wat iemand aan my verkeerd gedoen het, né? Het jy al ooit gedink, wat het ek nie alles aan God verkeerd gedoen nie? Hoeveel keer het ek hom nie te nagekom nie? Hoeveel keer was ek nie 'n struikelblok gewees vir ander nie? Het jy al ooit daar gedink? Nog steeds het God onvoorwaardelik jou vrygespreek. Al wat ons moet doen, om te wil wees soos Jesus, om sy karakter, sy liefde toe te pas en vryspraak te doen. Vryspraak gee persoonlike vryheid en genesing. Bevryding van bitterheid. Het jy al agtergekom, as jy weet iemand het jou nie vry gespreek nie, voel jy asof daar iets is, daar's 'n bitterheid tussen jou en daardie persoon. Is dit nie? Het jy al dit gevoel? En jy voel asof jy nie in vryheid kan rondbeweeg, want jy's tog te bang as ek hom raakloop en Piek en Pay moet ek hom vuis. Is dit nie? Moet iets gebeur. Kom die ou seer terug. Ons wil tog vashou aan hierdie ou seer. Jesus het nie vasgehou nie. Hy het laat gaan. So moet ek en jy kom. Wanneer ek en jy wil vryheid hê in Christus, los van alles, los van die band van slawerny en geheg word met die band van liefde, moet jy laat gaan. Moet jy in vryheid beweeg, in Christus se vryheid, en moet jy vergifnis aan almal toepas wat jou te nagekom het. Dan kry jy genesing vir wat? Vir jou gees. Die grootste genesing is die genesing van my gees. Toe ek in die wêreld was, en die wêreld dinge vasgehou het, was my gees ongesond. Kon ek nie genesing kry nie. Maar die dag, toe ek voor God staan, en ek sê, Here, ek is jammer, vergewe my. Die dag, toe ek mense wat ek te nagekom het, gaan om vergifnis vra het herstel van my gees gekom. Kon ek in vryheid weer beweeg, kon ek in vryheid na die persoon toe gaan, met vrymoedigheid weer met hom praat. Hy herstel jou. Hoekom wil jy dit nie hê nie? Hoekom wil ons vashou? Dit herstel verhoudings en versoening bring dit. Nou kyk, ek wil vir julle een ding sê. Die grootste herstel van 'n verhouding moet kom, is tussen my en God. Tussen jou en God. Dit gebeur wanneer jy sê, Here, ek is jammer, vergewe my. Dis die belangrikste verhouding,
wat ek vandag vir jou wil sê, 90% in hierdie wêreld nie herstel is nie, want ons hou vas aan ons sonde. Ons hou vas aan ons ou lewe. Maar wanneer jy om vergifnis vra, word my verhouding herstel en versoening tussen my en God vind plaas. Dit wat aan die kruis deur Jesus se woorde uitgespreek is, vind plaas. Vader, vergewe Gert. Hy het nie geweet wat hy doen nie. Maar nou dat ek die waarheid ken en weet wie hy is, het hy my lewe verander. Hy herstel gebroke verhoudings en bring versoening met die hele mensdom. Geestelike groei en gehoorsaamheid. Geliefde, jy kan nie geestelik vorentoe beweeg as jy nie eerstens jou verhouding met God herstel het nie. Jy kan nie. Daar's 'n blokkasie. Die sleutel tot God se koninkryk is vergifnis. En dit het Jesus aan die kruis beklemtoon. Hy het die weg gebaan, sodat ek en jy, wat geestelik wil groei, vorentoe beweeg. As ons om vergifnis gevra het, kan ek en jy geestelik vorentoe beweeg, kan ons geestelik groei. Maar dit is 'n daaglikse proses. Elke oggend, wat is die eerste ding wat jy moet doen? Jy moet opstaan en sê, Here, ek is jammer, vergewe my. Vanaand wanneer jy bid, moet jy sê, Here, vergewe my. Want hierdie ding tussen die ore en hierdie oë, sodra hy aktiveer, begin hy kyk en begin hy aanjaag. Daarom sê Paulus, jy moet daagliks jou gemoed hernie. Jy moet daagliks bely, daagliks om vergifnis vra. Maar is iets wat nie in 'n kind van God se lewe meer voorkom nie. Gaan luister na hulle gebedslewe. Ek eerste, dan my 'n paar mense wat ek ken, en laaste, dankbaarheid, vergifnis vra vir God. Jou heel eerste moet 'n dankbare hart wees. Dankie Here dat U my losgekoop het aan die kruis. Dankie dat ek na U toe kan kom en om vergifnis vra, dat ek weer in balans met U kan staan. Sonde bring ons uit balans. Jesus Christus het die hele mensdom, die hele aarde in balans geroep toe hy sê, Vader, vergewe. Sonde was die wanbalans. Ek en jy moet kom en weer in balans word, elke dag, elke oomblik, met God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hoe doen ek dit? Deur my oortredinge by God te bely. Johannes 15 vers 16 sê, bely julle oortredinge en julle sal die gebed van 'n regverdige bid en hy sal jou aanraak en jy sal genees word. Ons praat nie net van liggaamlike genesing nie, maar die grootste genesing, die Gees. Hoeveel mense wat hier vandag sit en hier buite rondloop, is geestelik nog siek en ongesond. Hoekom? Ons wil nie om vergifnis vra nie. Ons wil nie bely nie. Daarom kan ons nie tot God se koninkryk deurbraak kry nie. Bely, vra om vergifnis, herstel jou verhouding en glo dat Jesus jou vryspraak gegee het. Gehoorsaamheid aan God se opdrag. Vergifnis is 'n opdrag van God en gehoorsaamheid daarin is noodsaaklik vir geestelike groei. Dit demonstreer wat God se groot liefde. Vergifnis demonstreer God se liefde en genade. En wanneer jy dit toepas, sien daardie persoon God se liefde en genade in jou lewe. Die wat Jesus gekruisig het nie geweet wat hulle gedoen het nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, ek en jy weet. Ek en jy weet wat die waarheid is. Ek en jy weet ons moet vergifnis toepas. Ek en jy weet ons moet ons verhouding met God herstel.
Waarom sê Jesus, dis die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. Deur daardie vergifnis, daardie liefde, daardie genade, daardie oorwinning aan die kruis. Ons weet, daarom moet ek en jy dit toepas. Ons weet dat hy die Seun van God is en dat ons as sondaars verlore is. Jesus nooi ons uit om weer opnuut daardie woord en daad van vergifnis in ons lewe aan te neem en toe te pas om gered te word. God nooi jou vanoggend uit. Hierdie uitnodiging is vir almal, nie net vir enkele mense nie. Hy nooi jou uit om vanoggend jou verhouding met hom te herstel, deur belydenis te doen, deur mense vry te spreek wat jou te nagekom het. God nooi jou uit. Jy weet wat jy behoort te doen. Elke kind, elkeen wat vanoggend hier sit, weet wat om te doen. Waarom doen jy dit nie vandag nie? Jy sit hier. Kom doen jy dit nie? Wanneer ons nagmaal gebruik, sê 1 Korintiërs 11 vers 27, wie op 'n onwaardige wyse deelname aan hierdie tafel het, maak hom skuldig aan die bloed van Christus. Wanneer ek en jy nie vergifnis toepas nie, maak ons skuldig aan die bloed van Christus. God gee jou weer die geleentheid, nou op hierdie oomblik, om jou verhouding met hom reg te kry, om vergifnis toe te pas, sodat jy in balans met God kan staan. Gee vandag opnuut jou lewe vir Christus. Jy het 'n geleentheid. Jy het dit nou. Môre is vir niemand beloof nie, geliefde. God nooi jou vanoggend uit. Hy vra jou, soos wat hy afgekyk het na daardie skade, kyk Jesus vandag na ons, oë gevul met liefde. Die Here is nie hier om ons te oordeel nie. Die Here is nie hier om vir jou te sê hoe sleg jy is nie. Die Here is nie hier om vandag jou foute uit te wys nie. Die Here is hier om vandag aan jou te openbaar sy groot liefde en vergifnis en redding wat hy aan die kruis vir my en jou bewerkstellig het. Al wat ons moet doen, ons vandag op te staan en te sê, Here, ek smag na daardie vergifnis. Ek smag na daardie liefde. Ek smag na daardie redding. Here, ek is jammer. Vergewe my. Jesus staan vandag voor my en jou. En hy vra, het jy vandag berou? Het jy vandag berou? As jy vandag berou het, steek jou hand op. Sê, Here, hier is ek. Ek is jammer. Ek bely met my mond. Ek vra om vergifnis. Hy vra, wil jy nie vandag om vergifnis vra, sodat ek jou kan red nie? Dis vir hy woorde aan die kruis beteken. Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie, want ek is hier om hulle te red. As jy vandag opnuut jou lewe vir die Here wil gee, as jy vandag opnuut jou verhouding met God wil herstel, as jy vandag opnuut op 'n punt in jou lewe is waar jy God nodig het, is die geleentheid nou en hier. Moet dit nie uitstel nie. Van uitstel kom afstel. Van uitstel kom ek mag die koninkryk van God dalk nie beerwe nie. Ek wil vir jou vra, daar waar jy sit, daar waar jy voel, jy het gebed nodig. Ek gaan vra dat jy jou oë net gesluit hou
En ek gaan vra dat ons die sondaarsgebed doen. En ek wil hê vanoggend dat jy opnuut werklik vir God bely. En voordat ek saam met jou gaan bid, gaan ek vra dat jy jou oë gesluit hou. Dat jy tot God gaan nader. Dat jy vandag met God gaan regmaak. Dat jy vandag opnuut vergifnis en redding van God gaan vra. Sodat ek en jy weer opnuut in balans voor God kan staan. Sluit jou oë vandag en sien hom aan die kruis hang. Sien daar die oë gevul met pyn, maar sien ook daar die oë van liefde, redding en hoop. Sien vanoggend daar die hande wat hy uitsteek vir elkeen en sê, jy's myne. Kyk, ek het jou gekoop. Al wat jy moet doen is kom en sê, Vader, Christus Jesus, ek is jammer. Daar wie jy sit, tree jy in gebed tot God en vra hom vergifnis. As jy vandag opnuut jou lewe aan die Here wil gee en weer wil bely en erken, ons het 'n redder nodig, kan jy opstaan en jy kan hardop die volgende belydenis saam met my doen, sodat ons weer rein en in balans met God kan wees. So as jy saam met my dit wil doen, dis jou keuse. As jy saam met my wil opstaan, dan doen ons die volgende gebed. Ons gaan dit hoorbaar doen. Kom sluit ons oë. Amen. Hemelse Vader, ek bely met my mond en glo in my hart dat Jesus Christus die Seun van God is, wat vir my sonde gesterf het aan die kruis van Golgotha en opgestaan het uit die dood uit en die dood namens ons oorwin het en opgevaar het en sit vandag aan die regterhand van God. Here, ek kom en ek vra die volgende. Here, ek kom bely dit met my mond, met my hart, met alles wat in my is, Here. Vergewe asseblief al my sonde en vul my opnuut met u Gees. Here, kom in my hart en in my lewe as my saligmaker, my redder, my Here en my God. Here, kom en gee my die krag en help ons
om gehoorsaam te wees aan u woord, Here. Here, om daarna te strewe, dat u wil in ons lewe sal wees, en dat ons dit ook sal navolg, Here. Help ons het u nodig. Here, dankie, dat ons 'n nuwe lewe, 'n nuwe begin, in u naam kan hê, in Christus Jesus. Amen en amen. Kom ons neem ons sitplekke.